Hallo julle, baie welkom by vandag se les oor finansiële wiskunde. Ons gaan spesifiek vandag kyk na hoe om berekeninge te doen met persentasies. So, hoe doen ek somme as ek wins moet bereken of as ek BTW moet bysit of as ek afslag moet gee op produkte. Ons gaan nou heel eers kyk daarna hoe ek 'n bedrag vermeerder met 'n sekere persentasie. En hierdie is veral van toepassing as ek byvoorbeeld iets soos wins bysit op 'n produk of as ek BTW bysit. So as jy enige vrae het oor wins wat jy moet bysit of BTW wat jy moet bysit, gaan jy hierdie vergelyking gebruik. En die vergelyking wat ons hiervoor gebruik is, as jy die nuwe bedrag of prys moet bereken, dan vat jy die oorspronklike bedrag en jy maal dit met 100 plus die persentasie wins of BTW wat jy moet bysit en jy deel dit deur 100. So kom ons kyk gou na die som wat hulle vir ons hier onder gegee het. Hulle sê 'n sak lekkers is teen R80 gekoop en verkoop teen 'n wins van 20%. Vir hoeveel is die sak lekkers verkoop? So daai R80 noem ons my kosprys. En hulle wil nou weet teen hoeveel verkoop jy dit. So as ek die verkoopprys wil hê, dan vat ek die oorspronklike bedrag of die kosprys wat dan nou 80 is en ek maal dit met 100 plus my persentasie wat 20 is en ek deel dit deur 100. So dis dieselfde as om te sê 80 maal met die 120% gedeel deur 100. En dan gaan jy kry 'n bedrag van R96. So as jy byvoorbeeld vir jou gevra het, jy moet BTW bysit, dan sal jy nou natuurlik jou 15% hierso in hierdie bedrag se plek gesit het. Kom ons kyk nou na die teenoorgestelde van daardie bewerking. So ek het my kosprys, het ek nou van dit af my verkoopprys gekry. So ek het nou my wins of my BTW bygesit. Maar nou wil ek weer weet wat was my oorspronklike prys sonder my wins of BTW. So dan gaan ek hierdie vergelyking gebruik as ek die oorspronklike bedrag wil hê of die oorspronklike prys. Dan vat ek die ou prys of jou bedrag of wat ook al, maal met presies die teenoorgestelde. So waar ons vroeër jou 100 plus jou persentasie op 100 gehad het, gaan ons dit nou net mooi omkeer en ons gaan sê dis 100 op die 100 plus my persentasie. So daai breek waarmee ons dit maal is presies die teenoorgestelde as die vorige een. So kom ons kyk gou as ek hierdie onderste som hieronder moet uitwerk. Hulle sê Liesel verkoop koffiebekers teen 45% wins. As sy die bekers teen R21.75 elk verkoop, so daar is my verkoopprys, waarvoor het sy hulle oorspronklik aangekoop? So ons wil nou weet wat was die kosprys gewees. So nou vul ek net my waardes in, as ek die oorspronklike prys, of dan nou die kosprys wil hê, is dit my verkoopprys of die ou prys, wat die R21.75 is, en ek maal dit met 100 op 100 plus daai wins by, die presies die teenoorgestelde. So dis dieselfde as om te sê 21,75 maal met 100 op 145. En dan moet jy kry dat sy die bekers oorspronklik aangekoop het vir R15. Kom ons kyk nou wat gebeur as ek 'n bedrag wil verminder met 'n persentasie. So as ek byvoorbeeld wil afslag gee, of as ek 'n verlies gemaak het op 'n produk wat ek verkoop het, dan gaan ek hierdie vergelyking gebruik. As ek my nuwe prys wil hê of my nuwe bedrag,
Dan vat ek die oorspronklike ene, die oorspronklike bedrag, en ek maal dit met 100 minus my persentasie afslag of my persentasie verlies en ek deel dit deur 100. So dit lyk baie soos die vermeerdering met 'n persentasie al verskil is, in plaas van dat daar 'n plus is hierso, is daar nou 'n minus. So kom ons kyk gaan na die som hieronder. Hierso sê hulle vir my, Sonika verkoop rokke teen R150 elk. Lisa koop 20 rokke by haar en betaal kontant. En daarom het Sonika besluit om vir haar 10% afslag te gee. Hoeveel sal Lisa betaal vir al 20 rokke? So baie belangrik, ek wil net eers uitwerk wat is die totaal wat sy sou betaal het vir die 20 rokke. So ek moet dan uitwerk wat is die 150 maal die 20 en julle sal dan kry dit is R3000. So eintlik as daar nie afslag of so gegee is nie, sou Lisa vir Sonika R3000 betaal het. Maar as ek nou wil uitwerk wat is die afslag of die nuwe prys, die prys waarop haar afslag is wat sy nou moet betaal, dan is die oorspronklike prys wat jou R3000 is, maal met 100 minus daai 10% afslag wat sy vir haar gegee het op 100. So dis dieselfde as om te sê 3000 maal 90 op 100 en dan sal julle kry die bedrag wat sy dan nou eintlik moet betaal met die afslag is R2700. Nou kan ek ook weer na die teenoorgestelde van dit kyk. So ek kan kyk na die omkeer van die vermindering met 'n persentasie. So dis as ek wil weet hoeveel sou my verkoopprys oorspronklik gewees het as ek nie afslag gegee het of 'n verlies gelei het nie. So weer eens sal julle sien, dis weer amper presies dieselfde vergelyking wat ek gebruik. Hy gaan weer net omgekeer wees. So as jy die oorspronklike of die nuwe bedrag wil hê, of jou oorspronklike bedrag, dan is die bedrag met jou afslag of jou verlies, jou ou bedrag, maal met 100 op 100 minus jou persentasie. So in die vorige afdelingkie was hierdie breek net mooi omgeruil. Dit was 100 minus die persentasie op 100. Want as ek hierdie aksie wil, as ek my som wil omruil, moet ek die omgekeerde bewerking doen. So kom ons kyk gou na die volgende sommetjie. Hier sê hulle vir my, Sammy het penne gekoop op 'n 20% uitverkoping vir R9.60. Wat was die oorspronklike prys van die penne gewees? So ek weet na die 20% afslag was die prys van die penne R9.60. En ek wil weet hoeveel was dit oorspronklik. So, as ek daai oorspronklike prys wil hê, dan vat ek die bedrag met die afslag, wat daai R9.60 is, en ek maal dit met 100 op 100 minus daai persentasie afslag, wat die 20 is. So dis dieselfde as om te sê R9.60 maal met 100 gedeel deur 80. En dan sal julle kry dat die oorspronklike prys was R12 gewees.